Here, dankie vir hierdie ongelooflike lied. Waar ons saam met die engele en die lewende wesens so half in die hemel ingenooi is. Om vir U te kom sing en te kom sê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Hoor ons as ons nou vir U eer bring, maar Here, help vir ons om hierdie erediens ook U te vereer deur ons teenwoordigheid, ons gedagtes terug, nie te laat dit weggetrek word deur enige iets nie, enige geluid, enige ding waaraan ons dink nie. Ons is so kort tydjie wat ons by U sit, Vader. Help vir ons op hierdie oomblik. Ek bid dit in die naam, door alle name, die wonderlike naam van Jesus. Amen. So as jy nou met opstanding Sondag en na toe kom, dan verwag jy sekere woorde wat hier van vooraf gesê moet word. Is die graf is leeg? Of die Here leef? Of hy is nie hier nie, hy het opgestaan. En is iets wat ons vanselfsprekend aanvaar. Ons aanvaar dat Jesus is dood, en daar was 'n graf, en hy het opgestaan. Maar sê nou maar net, jy was die persoon wat hierdie hele opstanding ding moes gereël het. Jy is in die hemel ergens besig, minding your own business, jy word ingeroep, en hulle sê, hoorie, dis wat jy moet vir ons doen. Wat dink julle sal nodig wees, as jy die opstanding van iemand moet reël? Wel, jy het 'n dooie liggaam nodig, eerste ding, en die tweede ding, jy het 'n graf nodig. Jy het 'n graf nodig, waaruit iemand sal opstaan, want dis wat jy nodig het. Maar, as ons so daaroor dink, en ons dink, maar dis ons vanselfsprekend, dan moet ons verstaan wat die eindelike agter die geskiedenis, agter die opstanding, of agter hierdie graf was. Want die misdadigers van daai tyd, is op verskillende maniere gestraf, maar een van die grootste straffe was om iemand aan 'n kruis vas te spyker, en te laat doodgaan. En die oomblik as iemand verhoor was, in die Romeinse tyd, dan was hy die lijk daarna die eiendom van die Romeinse regering. So hulle kon met die lijk maak net wat hulle wil. Partykeer het hulle hom op die kruis gelos, dat die kraaie en al die wilde voëls omkom. Partykeer lewe hulle nog van daar, en hulle word lewendig opgevreet deur een of ander dier. Of hulle kan, en wat hulle baie keer gedoen het, is haal die lijk af, en gaan gooi hom op die ashoop, sodat die honde hom kan opvreet. So nou moet ons hoor, en ek het dit Vrydag gesê, dat niks is toevallig nie. So ergens in die reëling van die grootste gebeurtenis, van alle gebeurtenisse, die kruisiging en die opstanding van Jesus, moes iemand iets gereël het. Want ons weet die kruis het gekom, ons skuld is betaal, dit is volbring, sy werk is klaar. Maar nou is die ding wat nou moet gebeur word, as Jesus moet ergens in 'n graf kom. En om dit reg te kry, moes iemand ergens die moeite doen, om die graf te gaan vra vir hierdie lijk. Nou as julle die storie mooi gaan lees het, en julle kan maar weer gaan lees, nêrens, wat ek net so sê, die tyd is ook min, dis 3 die middag, die son is besig om te sak, nou is dit donker, dan is dit Paasfees, Sabbatdag, dan mag jy nie werk nie, so jy het bitter min klein tydjie, om iemand af te haal van die kruis af, om voor te berei vir 'n begrafnis, 'n graf te grawe, en om daarin te sit. Dis die detail waarmee God werk, want die disciples, sien julle nêrens nie. Nêrens sien jy dat die disippels kom, goed, Jesus is nou dood, hy het gesê hy gaan opstaan, so wat ons nou nodig het, ons moet hom in 'n graf kry, en ons het 2 ure nodig, voor die son sak. Daar's niemand van hulle nie. Niemand kom doen moeite, om Jesus van die ashoop te red nie. Die vroue staan daar rond, hulle kon dalk, en dit sou nog vir hulle moeiliker gewees het om toestemming te kry om die lijk af te haal, want hulle het in hoogs uitsonderlike gevalle iemand toestemming gegee om die lijk te vat, want dis hulle sin. Maar wat sou hulle maak met die lijk? Nou haal hulle hom af van die kruis af,
'n klompie vroue moet ergens heen met hom gaan. En die naaste begrafplaas van Golgotha af is omtrent 3 kilometer, so jy loop deur die Kidron-vallei op teen die berg tot by Getsemane, en langs aan Getsemane is die begrafplaas. Die tyd is so min, hoe gaan hulle hom betyds daar kry, en dan moet nog 'n graf gegrawe word. En al sou die disippels, en al sou die vroue die moed gehad het om te sê, ons moet vir Jesus in die graf kry. Want hy het gesê, hy gaan opstaan uit die graf uit. En al sou hulle toestemming gekry het, waar sou hulle hom begrawe het? Hulle is nie vandaan nie, hulle is van Galilea af. Hulle het nie gekom vir 'n begrafnis nie, hulle het gekom vir Paasfees. As jy ergens 'n vakansie reël, Bali toe of Busselton toe, noem dit wat jy wil, dan doen jy jou hotelboeking en jy doen jou vliegtuigbespreking, maar nêrens het enigeen vir julle ooit gesê, ons moet net vir ons 'n graf ook bespreek, ingeval ons daar doodgaan nie. So al het hulle die lijk gehad, en al het hulle die lijk afgehaal, waar sou hulle hom begrawe het, want hulle was nie van hier nie. So nou wil ek hê, ons met die prentjie, en dis die tema van hierdie kort paasreeks, is die mense rondom die kruis. Want rondom die kruis was die lewende God teenwoordig. En alles wat hy gereël het, was 100% gereël, sodat sy seun, die seun van God, nie op 'n ashoop sou beland nie, want dis eintlik waar hy sou beland het. Kom ons lees die storie. Hierna het Josef van na Jesus dood is, het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. En Pilatus het toestemming gegee. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus het 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyne gebring. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met die geurolie behandel en in doeke toegedraai, soos dit die gebruik van die Jode was om iemand voor die begrafnis uit te lê. Kyk nou, hier is die hastigheid waarvan ek nou net gepraat het. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf, waarin daar nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle vir Jesus begrawe, omdat die Sabbatdag vir die Jode amper aangebreek is, en die graf daar naby was. Die mees onwaarskynlikste persone, wat jy kan aandink, kom na vore om Jesus te begrawe. Hier moet jy die wonderwerk raak sien. Dis die fyn detail beplanning van God. Jesus se koms, Jesus se dood, Jesus se begrafnis, ergens het ons 'n graf nodig. En Josef van Arimatea kom. Hoekom is hy die perfekte persoon? Josef het so 35 km noordwes gebly van Jerusalem en Arimatea, maar daar staan in die ander gedeeltes praat ook oor hom, al 4 die boeke, Matteus, Lukas, Johannes en Markus, en hulle sê dat hy was 'n deel van die Joodse Raad. Nou die Joodse Raad was die regering van daai tyd, want alhoewel die Romeine die hele plek onder hulle mag gehad het die plaaslike mense oor hulle eie goed geregeer, want die Romeine het gesê, ons weet nie wat julle wette is nie, so sort julle wette uit, en die Joodse Raad is 70 mense gewees, en hulle is die ouens wat die besluite geneem het. En hier kom iemand, en die Hebreëse, as jy nou die geskiedenis gaan lees van die Jode, en hulle eie geskiedenis, sê hulle, Josef was een van die 3 top manne van die Joodse Raad. Dis God aan die werk. Want hy moet iemand kry. Matteus beskryf hom 'n ryk man. Hoor nou hier, wat toevallig 'n tuin gehad het naby Golgotha. Wat toevallig een of ander tyd besluit het, ek gaan vir my 'n graf grou in my tuin. Wat toevallig so naby was, dat daar nog genoeg tyd was om die lijk af te haal, om na die graf toe te dra, om linne om hom te dra, en om te begrawe voor die sonsak. Want Jesus het 'n graf nodig om op te staan. En dan is dit vir my amazing, dat hy hanteer 'n lijk. Vir 'n Jood om 'n lijk te hanteer was onrein. En as jy die Paasfees wil vier, en jy wil die Sabbatdag vier, dan moet jy vir 7 dae jou rein maak, as jy 'n lijk sou vat. Josef, wat bang was, in die nag vir Jesus gevolg het,
Hy kom en hy sê, ek gee nie om nie, want ek moet hierdie man in 'n graf kry. En dan kom daar 'n tweede ou aan, en sy naam is Nikodemus. Nou Nikodemus weet ons 'n bietjie meer van, want as Johannes 3 gaan lees, dan kom Nikodemus, is ook 'n lid van die Joodse Raad. Hy was ook 'n baie ryk man, wat baie invloed gehad het. En hy kom ingestap na Jesus toe op 'n stadium, Johannes 3, en hy wil nog 'n vraag vra, en Jesus weet wat hy wil vra. Hy sê, Jesus antwoord 'n vraag wat hy nie vra nie, maar Jesus sê vir hom, weet jy wat jy nodig het om 'n nuwe lewe te hê, wat vir ewig sal wees, is die wedergeboorte. En dan gaan lees jy Johannes 3, hoe Jesus vir hom baie mooi verduidelik wat die hele wêreld nodig het. En dan sal julle weet, Johannes 3 vers 16, was vir die eerste keer gesê vir Nikodemus. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar vir ewig te lewe. Die eerste persoon wat daai woorde gehoor het, was Nikodemus. Verder lees jy van hom in hoofstuk 7 van Johannes, waar hulle op 'n stadium Jesus wil arresteer, en dan staan hy op vir Jesus, en hy sê, oor die ons wet sê, ons moet mense regverdig behandel. Net so terloops oor Josef van Arimatea, dit staan ook geskrywe, dat hy was teen die dood van Jesus. Terwyl die Joodse Raad besluit, ons gaan Jesus doodmaak, het hy sy hand opgesê, ek stem nie saam nie. So hier's die twee mense, wat in menslike terme, die onmoontlike waarskynlikheid is, besig om Jesus te begrawe. En toevallig het Nikodemus besluit, ek gaan net vir Inkeis 50 liter mirre en alwyn hy vir Inkeis daar 'n begrafnis is. En Josef het net vir Inkeis sommer 'n klompie doeke ook gereed gehad. Kan jy die amazing wonderwerk sien van God, wat by alles in so fyn detail beplan. Nou staan daar wat ons gelees het, hy het 50 liter mirre en alwyn gebring. En wat jy gewoon normaalweg nodig gehad het, was 10 liter, om iemand se lijk te balsem en voor te berei vir die graf. 50 liter se geerolie in vandag se terme is meer as 100.000 €. Dit is 'n ongelooflike klomp geld. Wat hy uitgegee het vir een of ander random rede, gaan ek hierdie klomp goed koop. Maar 50 liter was nodig wanneer jy 'n koning voorberei het vir sy begrafnis. God gaan nie net sy seun op 'n ashoop los nie. Hy gaan nie net sy seun in 'n graf sit wat sommer net so graf is nie. Hy gaan nie sommer maar net sy seun se lijk behandel soos wat jy iemand anders te behandel nie, want hy is die koning. Daarom kies God twee mense wat glad nie uit te waai uiteindelik met Jesus om 'n koninklike begrafnis te gee, sodat wanneer hy in dignity in hierdie graf lê, vir so lank as wat hy daar gelê het, wanneer hy opstaan, daar 'n graf was van waar hy uit kon opstaan. Dis die wonder van God. En daarom het ons 'n opstanding, want ons het 'n graf gehad. Hoor hierso. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en die ander disippels toe, vir wie Jesus baie lief was, en hy sê vir hulle, hulle het die Here weggevat. Ons weet nie waar het hulle hom begrawe nie. Petrus en die ander disippels het toe uitgekom na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop. Hier is 'n bietjie ironie, en Johannes skryf hier oor homself. Hy sê, maar die ander disippels, nou hy het vinniger as Petrus gehardloop, om eers by die graf te kom. Waar is die ou man? Want hy was 'n jong man gewees. Maar hoor hierso, toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê. Maar hy het nie ingegaan nie. En na hom, toe Petrus ook daar aankom, het hy in die graf ingegaan, en hy sien die doeke daar lê. Hierdie is verskriklik belangrik. Ook die doek wat oor Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel Johannes, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan. En hy het dit gesien, en hy het geglo. Hy is die eerste een wat in die opstanding geglo het. Baie mense, en ook mense wat jy ken, minag die opstanding.
Hulle sê nee, man, dit kan glad nie plaasvind nie, want daar's nog nooit so iets gebeur nie. Baie mense sê, maar miskien was dit nie regtig Jesus nie. Of baie mense sê, nee, dit was eintlik net 'n skyndood. En toe hy in die graf kom, in die koue van die graf, het hy bygekom. Ek sou graag wil hê, hulle moet met Josef en met Nikodemus gaan praat. Want die persoon, die lijk wat hulle afgehaal het van die graf, en hulle was so ver, ek weet, en ek het nergens anders raak gelees nie, die enigste 2 persone wat die liggaam van Jesus hanteer het na hy dood was. En gesien het hoe het hom stikkend geslaan, hoe al die rugwervels oop was, en hoe daar gate in sy kop was. Hulle het met hulle eie oë gesien, hierdie liggaam wat ons besig is om toe te draai. Hy is dood. Hulle sou vir geen oomblik aangegaan het met die toedraai van Jesus, as daar lewe in hom was nie. Hierdie man was dood. So as mense dit sê, sal ek graag wil hê hulle met hulle praat. Ander mense sê, nee man, hulle het die lijk gesteel. Nou, ek het nou nog gesê, kyk na die detail, want daar word gesê, dat die doeke was netjies opgerol, en het een kant neergelê. So wat beteken dit, as jy die lijk sou steel, sou jy die linne afgehaal het, en met 'n kaal nakende lijk, vol merke in Jerusalem se strate, rondgeloop het, en julle wat al in Jerusalem, ou Jerusalem was, sal weet, die strate kan omtrent net 3 mense langs mekaar loop. Dit is 'n verskriklike nou straatjie. Kan jy jou indink, die loop die mense, sorry, met die lijk, kan net so verby julle loop. Nêrens is dat ergens opgeteken nie. Dat iemand hom kom steel het. Die ander mense sê, ag man, dis net 'n hoax, of 'n liegstorie wat die disippels uitgewerk het. Nou ek weet nie van julle nie, ek is te trots om ek sal gejok het. As ek die storie geskryf het, want in die storie skryf die storieskrywers dat die disippels het weggekruip, want hulle was bang. So as hulle 'n liegstorie skryf, ten minste maak dit jy beter lyk. Ek sou geskryf het, hoorie, ons was daar by die graf vroegoggend, so voor son op, het ons al lekker gesit en wag, en toe sien ons, hier gaan die graf, die rol die steen oop, en hier stap Jesus uit. Dis so my storie gewees het. As dit 'n hoax was, as dit 'n liegstorie was, hoekom sou daai mense bereid gewees het om elkeen 'n marteldood te sterwe? Omdat hulle sê, die graf is leeg, hy leef. Hy leef. So dis die feite. En dis die feite wat ek wil hê jy moet vandag hoor. Die feit is, Jesus is in die openbaar vir honderde getuies gekruisig en doodgegaan. Daarvoor het die Romeinse soldate baie mooi gesorg, toe hulle 'n spies in sy linkersy ingedruk het, en daar nie meer bloed uitgekom het nie. So dis die eerste feit. Die tweede feit is dat ander mense is deur God gereël op wat presies die vermoë gehad het om hom te begrawe. Want die tuin was loopafstand van Golgotha af. Ons wat nou al daar gestaan het, jy staan letterlik hier, en daar waar daai muur is, daar's 'n pad tussen dit, is Golgotha. So hulle het nie baie tyd gehad nie, hulle kon nie ver loop nie, hulle het 'n graf gehad, wat klaar gereed was. Ons weet nie of iemand ooit weer daar begrawe was nie, maar daar was nog niemand voor dit nie. Al daai goed is 'n feit wat ons vandag kan vat. 'n Volgende feit is dat toe die vroue daar kom, en Johannes en Petrus daar kom, was die graf leeg. Dit was verby. Paulus skryf, meer as 500 mense het hom gesien. So dis die feite. En dis wat ek glo, want die Bybel sê so. So wat beteken dit, as dit dan waar is, en ons weet dit is waar, dat Jesus opgestaan het, wat beteken dit vir jou? Dis waarom ons volgend hier is. Wat beteken dit vir jou? Die eerste ding wat ek daaruit sien, is God wil ons by hom hê. Daar's iets aan God wat verby my verstand gaan. Hoe kan 'n God, die enigste God, mense soos ek en jy en al hierdie mense in hierdie mensdom, so lief het, dat hy sy seun
laat doodgaan vir ons. So die dood van Jesus en die opstanding vir Jesus was vir jou, sodat hy jou by hom kan hê vir altyd. En as dit waar is, en ek weet is waar, dan behoort dit mos by jou en my op 'n opstanding Sondag vanoggend iets wakker te maak. Is om te sê dat God het hierdie goed so in fyn detail beplan, van Jesus se koms, van die kruisiging, tot die mense wat rondom die kruis gestaan het. Kyk hoe mooi het hy die begrafnis gereël, sodat daar 'n graf is, sodat hy kan opstaan, sodat hy my by hom kan hê. Dan behoort daar by my 'n begeerte te wees, om altyd by hom ook te wees. Om te sê, ek kies vir hom, want Jesus, God, was dood ernstig met my en met jou. Daarom vra hy van jou, om ek wil dit omdraai, lewendig ernstig te raak met hom, want hy wil jou en my vir een of ander rede by hom hê. Die tweede ding wat jy kan onthou van die opstanding, wat dit vir ons beteken, God is God. As jy nog nie die detail van hierdie hele beplanning van die begrafnis van Jesus en die kruisiging kon raak sien nie, dan weet ek nie. Maar God is God. Hy is volledig magtig om teen alles in te gaan, teen die Romeinse regering se beleid, teen hoe mense begrawe moet word. Hy gaan teen alles, want hy is God. En dan gaan hy teen die totale biologie, as ek dit so kan noem, dat iemand wat dood was, wat Josef en Nicodemus gesien het, dat laat opstaan. Dit laat my rustig voel, om te weet, dat my God, ons God, is regtig God. So as goed in my lewe nie verloop, soos wat ek wil hê dit moet verloop nie, dan weet ek nog ten spyte van dit alles, God is God, en hy is my God. Die derde ding wat ek hoor, en wat ek wil graag hê jy moet onthou van die opstanding is, daar is lewe na hierdie lewe. Want as Jesus aan die kruis dood gegaan het, en nooit opgestaan het nie, dan is alles wat ons tot vandag toe geglo het, onnodig. Dis die die Afrikaans gebruik 'n woord in 1 Korintiërs 15, beklaanswaardig. Dis iets om oor te kerm en te huil. As Jesus nie opgestaan is nie, is ons van in die slegste moontlike posisie. Is ons presies in dieselfde posisie as aan die mense met wie om ons die lewe deel wat God verwerp. Ewig verdoem in die hel. Maar hy het opgestaan en daarom is daar lewe na die dood. Die volgende rede wat dit vir ons belangrik, hoekom hy opgestaan het, of wat dit vir ons beteken is, maar hy leef nou in jou. Hierdie is nie 'n eendag storie nie. Eendag wanneer ons uiteindelik by die dood uitkom, maar die dood in God se terme is soos 'n klein hekkie waaroor jy moet trap. Dit is net so klein uistertjie, dink ek. Jy trap net so oor dit. En as jy aan die ander kant is, dan sê jy in die nuwe lewe in. En as hierdie ou lewe verby. So hy kies en hy roep ons, hy kom red ons en hy bring die opstanding sodat jy hier alreeds vir hom kan en moet lewe. Paulus skryf op 'n stadium, dan skryf hy in die Romeine, in die gemeente in Rome, ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus uit die dood opgewek is en nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat julle ook vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Jesus Christus. Want almal van julle sal weet, as iemand dood is, het jy nie die vermoë om op enige impuls te reageer nie. Daai persoon het nie meer die vermoë nie.
Nou as Jesus kom, en hy sê, maar as jy glo in my en in die opstanding, dan lewe jy hier, maar dan raak jy vir die sonde dood, want jy lewe nou vir hom. En as jy vir die sonde dood is, beteken dit die impulse wat die duiwel in hierdie wêreld vir ons gooi en vir ons gee, ons is dood vir dit. Want hy sê ons lewe saam met hom, vir hom. Dis die opstanding. Die opstanding beteken ook dat swaar kry gaan verby. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en dit gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. Goeie Vrydag, die kruis, het nie die laaste sê in jou lewe nie. Selfs nie eers die graf wat leeg is, het die laaste sê in jou lewe nie. Die feit dat hy opgestaan het, sien ons kans, en kan ons kans sien vanmôre. En kan ons sê, this too shall pass. Dit sal ook verbygaan. Want swaar kry en opstanding gee vir ons hoop, want ek het 'n paar keer al vir julle gesê, ons sê, waar daar lewe is daar hoop. God sê, waar daar hoop is daar lewe. Daarom gaan swaar kry verby. Die laaste ding wat ek net hieroor sê, ek kan nog seker baie lank daaroor gepraat het, is dat die dood, as jy glo in die opstanding, die dood het nie die laaste woord nie. Hoor wat skryf Paulus, en wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan, vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die dood, die opstanding, het die dood kom oorwin. En baie mense, julle ken ook baie mense, en daar voel jy ook so, as hulle oor die dood ding, dan is hulle vreesagtig, en want hulle is vir hulle so finaal. Maar hoor wat sê die woord, die lewende Here, toe hy opgestaan het, het hy nie net uit die graf uit gegaan, is asof hy die dood oopgebreek het. En binne in hierdie oopgebreekte iets wat uitgekom het, is daar 'n onverganklike lewe vir jou en vir my, want die dood het nie meer krag oor ons nie. So wat? Wat nou as jy dit alles gehoor het? Jy kan nie uitstap en sê, ek het nou dit gehoor, en ek weet die opstanding het al hierdie goed beteken vir my, maar so wat? Dit beteken net dit. As ek glo, en dis waaroor ons thema gaan, ek in Christus en Christus in my, as ek glo in die opstanding, dan lewe ek in Christus en Christus is in my. Dan vrees ek nie meer die toekoms nie. Want niks kan jou skei van die liefde van God nie. Die opstanding maak nie jou lewe makliker nie. Dis nie die belofte nie. Maar die opstanding gee jou 'n vooruitsig om môre te lewe. Nou, ek het so gaan navorsing doen en probeer uitfigure, wat het van Josef en Nikodemus geword? Nou, daar is mos maar altyd stories op die internet, maar is niks wat ek kan gedink het, is regtig waar nie. Ons weet nie wat het van hulle geword nie. Maar binne in my hart, hoop ek en glo ek, hulle sou nooit weer dieselfde gewees het nie. Want die opstanding het hulle verander. So ek wil 'n vraag vra, en normaalweg sal op hierdie punt nou, as jy nou 'n preek voorberei het, te sê, wat maak jy met die opstanding? Maar dis nie wat ek wil vra nie. Ek wil vra, wat maak die opstanding vir jou? Dink 'n bietjie daaroor. En ek het dit nou gesê en ek sluit daarmee af.
Die leë graf beteken ons lewe nie vir hierdie wêreld nie, maar vir dit wat kom. Die leë graf, die opstanding wat jy kan onthou, is ek behoort aan God en hy behoort nou aan my. Die graf, die leë graf, was nie die eindpunt nie, maar die beginpunt. En gaan vandag huis toe, om te sê, omdat ek glo, is daar hoop. Want die opstanding is reël. So ek weet nie wat jy glo van die opstanding nie, en wat dit vir jou beteken nie. Maar ek glo in die opstanding van Jesus uit die doodheid. En ek glo dat hy vir my en vir jou 'n nuwe lewe kom gee het. En ek glo dat God alles, niks toevallig laat gebeur nie. Ook nie dat jy vanoggend hier sit en jy daarna luister nie. Alles is deel van God se plan. En al wat hy sê is, en ek dink ons het dit nou nog gesing, ek is nou nie seker, nee, is 'n ander liedjie, ek wil nie die hemel sonder jou hê nie. Ek wil jou by my hê. En daarom het ek jou kom koop, ek het 'n graf gekry, waar Jesus kon opstaan, sodat jy kan lewe. So kom ons bid. Here, ons het eintlik geen verskoning om nie die opstanding te embrace, vas te gryp, om net te sê, dankie Jesus. Nie net vir die kruis nie, nie net dat U die sondes betaal het aan die kruis nie, maar dat U die sonde en die dood en die ewige dood oorwin het. En dat deel van U plan was, sodat ons wat daarin glo, en dis wat ons lees in Johannes 3 vers 16, die ewige lewe sal hê, saam met God. Mag ons hierdie opstanding Sondag, en ek wil dit vir myself doen, maar vir ons, elkeen wat hier is ook doen, is om te sê, en ons gaan dit nou sien deur die nagmaal, my lewe behoort aan U. Net soos U lewe eintlik geskenk is vir my lewe. Vergewe my sondes, reinig my van alle ongeregtigheid, en maak my dood vir die impulse van sonde. En ek bid dit vir elkeen van ons. Amen.